Baie welkom by ons diens. Hier is 'n bietjie oor wie ons is en hoe ons glo oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en Susterskerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi van die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. 'n Veilige plek om hom te ken en hom bekend te maak. Hier is 'n paar afkondigings vir jou om seker te wees van wat gebeur hier by Life Center. Baie belangrik is dat ons het ons laaste midweekdiens hierdie Woensdag. Wat ons gaan ons laaste stukkie oor liefde praat, maar ook belangrik oor ons sirkels, ons klein groepe en dan verskriklik belangrik ons disipelskap kursus. So maak seker jy kom maak 'n draai Woensdag aan 6uur by Windhoek Gimnasium se klubhuis vir ons laaste midweekdiens. En dan nou volgende week begin ons om te fokus op ons omgee-projekte en die verskeidenheid van bedienings wat New Life Center mee besig is. So maak seker jy kom en jy kom wees deel van die uitreik, wees deel van die dien en wees deel van die hart wat die Here het vir buite die kerk. Verskriklike belangrike datum is die 16de Maart. Die 16de Maart het ons nie hier 'n diens nie, maar by Sterkinikor. So ja, jy het dit. 16de Maart is ons At the Movies diens. Ons gaan 3 cinemas uitboek daardie dag. Ons gaan vir die volwassenes, vir die tieners en vir die kinderkerk. So maak seker julle nooi julle vriende en almal wie kan en kom beleef saam met ons hoe ons die Here dien by 'n plek waar dit 'n klein bietjie anderster is. So die 16de Maart is ons nie hier by die skool nie, maar ons is by Sterkinikor. 9:30, selfde tyd, selfde plek, miskien met 'n bietjie ekstra popcorn by. Dan baie belangrik as jy 'n nuwe lidmaat is of wil wees of vir die eerste keer hier is en jy wil deel wees van New Life Center, maak seker jy vul 'n Connect kaart in want die 19de Maart het ons nuwe lidmaat verwelkoming waar ons meer inligting gaan gee oor die kerk, wie ons is, wie hier werk, wat ons doen, wat ons opgewonde of nie opgewonde maak nie, sodat jy bietjie meer bekend is met almal wat betrokke is en dat ons jou kan met oop arms verwelkom. So maak seker jy is die 19de Maart beskikbaar om ons te kom besoek en vul asseblief daai Connect kaart in. Waarin dink jy as jy die woord liefde hoor? Baie van ons sal sê wanneer ek die woord liefde hoor, dan sal ek dink aan daai warm gevoel wat ek het in my hart as ek daai persoon sien. En baie van ons as ons die woordjie liefde hoor, sal ons dink aan my gunsteling vakansie of my gunsteling oomblik langs die braai of goed wat vir my belangrik is. Ons almal het verskillende definisies van liefde en waar ons dink wanneer ons die woord liefde hoor. Maar een van die woorde wat ons nie baie keer wil of dink om te gebruik wanneer ons oor liefde praat, is die woordjie offer. Om nee te sê, om te offer. Maar eintlik is dit so waar, die woordjie offer, wanneer dit kom oor liefde. En eintlik omhels dit hierdie woord so mooi. Ons is in 'n reeks oor 40 dae van liefde. En hierdie 40 dae fokus ons op die woordjie liefde. En gesels ons oor die belangrikheid om te kan verstaan dat God my liefhet en omdat hy my liefhet, het ek ander mense lief. Ek wil vanoggend met jou gesels oor liefde wat offer, liefde wat nee sê. In Johannes 15 is Jesus besig om met sy disippels te gesels. Dit is sy laaste gesprek, dit is sy laaste oomblikke met sy disippels en die mense sal dink dat daai oomblikke en daai gesprekke dan amper dalk die belangrike van die belangrike goeders is. En in Johannes 15 sê Jesus dan wel 'n klomp goed wat regtig belangrik is net. En hy gesels oor die belangrikheid van die wingerdstok en die wyn en die stok en belangrik om deel te wees van die wingerd en hy gesels om nee te sê vir jouself en hy gesels oor om die gehoorsaam te wees aan die gebooie van die Here en hy gesels oor die Heilige Gees en dan kom hy in Johannes 15 en hy sê iets oor liefde. Wat belangrik is dit. En hy kom en hy sê in Johannes 15 vers 13 die volgende: groter liefde het niemand as dit nie. Dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê. So Jesus kom hier so 'n geelike ongelooflike definisie van liefde. Hy sit eintlik die bar, hy sit hom baie hoog net. Hy sê as jy wil weet wat die grootste manier van liefhet is, as jy wil 'n prentjie van die grootste liefde, dan sit hier so is. Groter liefde het niemand as dit nie. Is geen groter liefde as dit nie. Dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Wat Jesus hierso sê is dat liefde offer. Liefde is bereid om neer
te lê. En soos ons in die begin gesê het, dis nie altyd iets wat ons al wil dink nie. Dis nie iets wat ons altyd wil omhels wanneer ons oor liefde praat nie. Om te offer, om nee te sê. Wanneer Jesus hierso in Johannes 15 praat van om neer te lê, om sy lewe af te lê, sou die luisteraars van daai tyd baie goed verstaan het wat Jesus hierso bedoel. Die Jode wat na hom geluister het, sou verstaan het om te offer of om neer te lê, hulle ken dit. Dis die tempel, dit is om offer te bring, dit is om daai diertjie te bring, om neer te lê, om te offer. Hulle het dit goed verstaan. Die Romeine wat na Jesus geluister het, sou dit ook baie mooi verstaan het. In hulle kultuur, om jou lewe neer te lê vir die keiser op die slagveld, was die grootste eer nog. So hulle het verstaan, dat om liefde te hê, en om liefde te wys, beteken dit, dat jy moet offer. 'n lewe van opoffering. Efesiërs 5 vers 1 tot 2 sê die volgende, en herinner ons oor hierdie lewe van opoffering. Volg dan die voorbeeld van God, soos geliefde kinders en wandel in liefde. In die Engels sê dat walk in the way of love. Dan gaan hy verder, as Jesus Christus ons ook lief gehad het en homself vir ons oorgegee het, as 'n offer en 'n slagoffer tot 'n lieflike geur van God. Dis 'n lewe van offer. Jesus kom hierso en hy sê vir jou en vir my, dat ek en jy moet wandel in liefde. Ons moet wandel op so 'n manier, dat mense Jesus in ons kan sien, deur die manier van hoe ons offer, deur die manier van hoe ons nee sê vir ons eie begeertes, vir wat vir ons belangrik is, en ja sê vir wat ander mense belangrik is. En weer eens, dit kom so teen ons kultuur. Dit kom so teen wat ons wil hê. Om ander mense ja te sê, om ander mense bo my te stel, om te offer, om te gee, soms al kos dit my, is nie iets wat ons van hou nie. Maar dis juist wat Jesus vir ons sê, dat liefde offer. En hy sê wandel daarin. As jy daai woordjie wandel kyk, dan praat dit van 'n konstante ding. Nie iets wat iewers net 'n oomblik het nie. Dis 'n wandel, dis 'n konstante deel van jou en my lewe. Dis 'n lewe van offer. Elke oomblik vir elke dag moet ek en jy bereid wees om te offer. Om lief te hê net. Jesus kom weer eens, en dit wat hy hierso sê, wys hy ook vir ons. Lewe hy ook. Wanneer jy na die lewe van Jesus kyk, kan jy deur sy hele lewe sien, dat hy het gewandel in liefde. Hy het gewandel deur te offer, deur te nee te sê vir homself net. So ons word vanoggend herinner dat wanneer ons oor liefde praat, dat dit praat van 'n lewe van offer. En 'n lewe van offer beteken iets wat konstant is, 'n wandel saam met die Here, 'n wandel saam met hierdie woordjie liefde, maar ook 'n wandel saam met hierdie woord offer, wat ons nie altyd saam met liefde wil koppel nie. Bring ons na die tweede punt wat belangrik is, dat hierdie lewe van offer, hierdie wandel van offer, vra ook dat liefde deel sal wees van elke oomblik van my lewe. Weer eens dat ek iets moet aflê. 1 Johannes 3 vers 16 sê die Bybel die volgende. Hy sê hieraan weet ons wat liefde is, dat hy sy lewe afgelê het. Liefde verg opoffering. Dis nie 'n emosie nie. Dis nie net iets wat ek net ervaar, en dit is 'n absolute besluit wat ek en jy neem net. En dis baie keer vir ons moeilik, is dit nie, om daai besluit te maak, om ek gaan nou offer. Ek gaan nou vir myself nee sê. En dit het 'n baie goeie prentjie in ons huwelike, hierdie gedagte van om te offer. Want baie keer in ons huwelike, in ons verhoudings, wil ons so graag net hê, en as ons nie kry nie, dan raak ons ongelukkig. En Jesus kom en hy sê, luister, so 'n lewe van offer, is 'n lewe van nee sê vir jouself net. Dis nie ja sê vir jou eie begeertes, en ek dink, Paulus verwoord dit so mooi in 1 Korintiërs 13, wat hy sê, die liefde soek nie sy eie belang nie. Dit soek nie sy eie begeerte nie. Die liefde is nie daar om te kyk wat is in dit vir my nie. Dit verg opoffering. Dit is bereid om nee te sê vir myself. Michael Novak sê dat liefde is nie 'n emosie nie, maar liefde is 'n bereidheid, 'n keuse om te offer. So vraag wat ek jou wil vra vanoggend. Watter area van jou lewe moet jy besluit te maak om te offer? Miskien in jou huwelik vanoggend is daar 'n stuk gebrokenheid het, en jy en jou man en jou vrou spook oor 'n klomp goeters. Miskien moet jy die een wees wat vandag sê, ek maak 'n besluit om te offer. Ek maak 'n besluit om nie net my eie goed te soek en my eie begeertes te soek en dit wat vir my lekker is nie, maar ek wil wat die ander persoon is soek. Ek wil gee, ek wil offer. Ek is die ene wat sal opstaan en die koffie gaan maak. Ek is die ene wat in 'n geveg die minste sal wees en die vrede sal soek. Ek is bereid om die weg van liefde te soek deur opoffering. En hierdie opoffering
Ons het die gedagte gekry in die begin is 'n daaglikse wandel, is 'n daaglikse oomblik. Lukas 9 vers 23 herinner Jesus ons hierdie daaglikse oefening van opoffering, waarin hy sê, as iemand agter my wil aankom. Eintlik wat Jesus sê hierso, dat as jy my wil volg, as jy wil weet hoe liefde regtig lyk, dan moet jy die volgende doen. Jy moet jouself verloon, jy moet jou kruis opneem en my volg. Hier's 'n klomp groot woorde hierso, hier's 'n klomp groot gedagtes wat hierso sê nie. En weer eens omhels hy hierdie hele gedagte van dat om te offer beteken om nee te sê vir myself. Dit beteken om my kruis op te neem en om hom te volg. Hoe volg ons Jesus? Hoe leef ons vir hom? Ons volg hom en ons lewe vir Jesus deur lief te hê net. Johannes die apostel van liefde, die een wat op Jesus se bors gelê het, sê God is liefde. As jy die gedeeltes lees in Johannes 15, oor Jesus se laaste woorde met sy disippels, waar hy oor die gedagte gesels dat ek en jy moet neerlê, dat ons moet nee sê vir onsself, dan sien jy die woorde van Jesus nie net woorde was nie. Hierdie was sy laaste oomblikke gewees voordat hy bereid sou gewees het om na die kruis toe te gaan, om te ly vir my en vir jou sondes, vir die goed wat ek en jy verkeerd gedoen het. En Jesus kom en sê, dit wat ek sê, doen ek ook net. God is liefde. En omdat hy liefde is, was Jesus bereid gewees om sy lewe af te lê vir jou sondes, vir jou verkeerde besluite, vir daai gewoontes wat jy wegsteek, wat niemand van weet nie, kies hy jou nog steeds, omdat hy lief is vir jou, en hy kies sy liefde deur te offer, deur nee te sê vir homself net. Ons kyk vir Jesus in die tuin van Getsemane, jy kan daai wortel in sy hart sien net, van hom ja te sê vir sy eie begeertes, en ja te sê vir sy eie gemak, en nee te sê vir homself, en nee te sê vir sy eie begeertes. Dan kom hy sê die groot woorde, en daarmee wil ek afsluit. Hy sê, Here, nie my wil nie, maar u wil. En wat is God se wil vir ons? Dat ons in liefde sal wandel, in liefde sal lewe. So liefde is gelyk aan offer. En dit maak nie altyd 'n goeie slagspreuk op 'n liefdeskaartjie nie. Maar ek wil vir jou volgende sê, dat as jy bereid is om te offer in jou verhoudings, as jy bereid is om te offer in jou verhouding met Jesus, as jy bereid om te offer vir jouself, en nee te sê vir jouself, sal jy hom volg, sal jy hom sien, sal jy hom beleef, en sal jy wandel in liefde. Hieraan is al geen groter liefde nie, dat iemand bereid is om sy lewe af te lê vir sy vriende. Kom ons gaan saam bid. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan sê liefde is 'n offer. En soos al areas in ons lewe, Here, wat ons sukkel om neer te lê, sukkel om nee te sê, want ons is so lief vir gemak, ons is so lief daarvoor om ons eie goeders te hê. Mag ons vanoggend 'n besluit maak om nee te sê vir onsself te offer, u offer aan die kruis te omhels en u te volg in liefde. Ons bid dit in die wonderlike naam van die Seun Jesus. Amen.